So my preek gaan anders te werk as normaal. Dit gaan 'n interactual wees. So hier daar gaan julle kan ook 'n sessie as julle moet. Maar okay, voordat ek met dit begin. Daar klein getuienis wat ek wil deel met julle van die laaste 2-3 weke. Kyk, eerstens, julle gaan weet, wat is die sin van humor in ons skade? Laat ons serieus nou. En hy vang jou op die onvermoontlikste en verwagste maniere ooit. Want my preek is gebaseer op 'n vraag wat ek nou al vra vir die laaste jaar vanaf ek terug is hierso by die Bethel Kerk. En ek het elke keer 'n slim antwoord om terug te gooi of ek kan stry daaroor. En so stuur iemand op my pad om my reg te wys. Min wetend uit myself gestuur. Is dit nou nie vir julle net 'n sin van humor? Ja, kyk. Okay, so my kruiswoord vir die dag is uit Lukas 23 vers 43. Lukas 23 vers 43. Kom ons laat so. Julle met my? Ja, hou net. Okay. Yes, 43. Kijk je maar reg, moment mee. Kijk, vers 43 sê as volg. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Tot is hulle in die keel. Kijk, so hierdie vers verwys na die kruisiging van Jesus Christus, waar een van die diewe op die kruis sy geloofde ekspresse in Jesus Christus en hom vra om hom te onthou as Jesus in die koninkryk is. En dit is dat Jesus vir hom gesê het, ek verseker jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. Okay, so wat het nou neergekom het hierso vir my is dat, en dit is wat my gevang het, en dit speel 'n groot rol in my eie lewe. Hoe kan Jesus vir krimineel, die dief wat langs hom gehang het, versekering gegee dat hy saam met hom in die hemel gaan wees? Ek verstaan. Hoekom het Jesus dit gesê? Dit maak nie vir my logieslik sin nie. Ek meen, die man is opgehang op 'n kruis om gebruik te word as 'n uitstallering vir die nonsens wat hy aangejaag het. So, hoe kan iemand soos dit die poorte van die hemel bereik? Dit maak nie vir my sin. En dis nou hier waar dit inkom. Hoekom sal Jesus dit doen? En dit nou waar julle nou vir my hele antwoord kan gee, as julle enige voorstelle het wat dit aanbetref. Want daai enetjie het ek al 'n lang tyd met myself gesukkel. So, Marvin, Mervin, same thing. Why would Jesus tell a criminal, you will come with me to the heavens today? Why would he do that? What's your opinion on forgiving him his God? Okay. Maar geen sonde is te groot vir hom te doen. Okay. But? Want hy kan nie mag. Ja. Ja, want as jy net voortyd daar lees en vorentoe. Verder sê Jesus dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. So min of meer ek dink hy het al klaar die binnekant daar, dit sal klaar binnekant moet gebeur. Ja. En ek dink die Here het dit raak gesien. Ja, ek gaan. Ek sal sê dit omdat hy Jesus as seun van God herken en in geloof vasgestaan het om te sê dat dit is Jesus die seun van God. Immers iets wat ons almal moet doen voordat ons die poorte van die hemel sal kan bereik. Dis nou hoe jy dit verkeer. Maar waar ek gesukkel het self met daai. Ek meen, die van julle wat my nou lank genoeg ken, die van die agtergrond ken, julle weet op 'n tyd was ek 'n tip op, as jy dit nou mooi sal sê, ek was 'n krimineel. Ek self het al gesteel, ek het al aklag goed gedoen. Goed wat onverduidelikbaar is. En ek kon nooit verstaan, hoe is ek goed genoeg dat Jesus vir my 'n plek in die hemel sal voorberei. En dis waar hy hard gevat het op hierdie ene, want
elke dag as ek opstaan, dan sê ek vir myself, jy is beter as die. Kom ons wees 'n beter mens. Maar tot my onlangs toe, kon ek nie vrede maak daarmee, dat ek self is werd, ek's werd Jesus se liefde. Want jy is die God se eens. Dis presies waar ek neerkom, maar om dit te aanvaar, is bitterlik moeilik, want men kyk na my lewe. Tot onlangs toe, wat het ek nou alles al aangejaag? Wat se naam dra ek? En dis hoekom dit vir my so moeilik was om te kon aanvaar dat, hoekom sal Jesus dit wil doen? Want ek was 'n stuk rubbish. Maar okay. So, Jesus my opinie, Want dit is in die verlede. Dit het in die verlede gebeur. Dankie Here. Jy het vergewe alles wat in die verlede gebeur het, nou gebeur en nou vergewe jy nog steeds. okay, soos dit dan maar redelik op dieselfde wys. Nog een ding. Niemand van ons verdien dit nie. Because dis nie deur verdienste nie, maar is deur genade. Ons kan dit net doen om dit te doen. Wat het jy gevra? Jy het gesê, hoe kon ek dit verdien? Ons verdien dit nie. Dis deur genade. Deur God se goedheid. Ja. Okay. So, soos wat ek opgelees het hierop, om ook vir myself te probeer verduidelik, want ek is nie 'n emosionele gebaseerde mens nie, so ek moes gaan skriftelik soek daarvoor, want ek verstaan nie altyd hoe die werk mense nie, want I'm serious, it's a criminal. Why do you want to take him to heaven? So wat ek verstaan het, wat daar gebeur het, is, eerstens, dit was 'n direkte reaksie van die diepste geloof in Jesus Christus. En dis het dit gelei na onmiddellike salvasie. Dis wat jy nou gesê het. Hy het tot bekering gekom, hy het ook goedheid en eer gegee aan Jesus. Nou, hier kom volgende interessante vraag. Hoe was dit moontlik dat dit kon gebeur? Jy weet, saam met die eerste vraag, maar hoe was dit moontlik dat hierdie krimineel tot bekering kon gekom het? Kijk, let's get started, ladies and gentlemen. Kijk, volgende skriflesing, Psalm 50, vers 15. Psalm 50, vers 15. Kijk, daar. 15. Kijk, jou ready? Kijk. En roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. En dis presies wat hy gedoen het. As jy terug gaan kyk na Lukas, as jy Hoofstuk vorentoe gaan lees, het jy gesien waar hy bely het aan Jesus. En hy het herken aan die sonde wat hy gepleeg het. En daai skriflesings het hy gesê ook, hierdie is die loon wat ons verdien vir ons dade en ons aksies. Hy het gevra vir vergifnis, ja, maar hy was ook mans genoeg om te staan vir wat hy gedoen het. Hy het nie vir Jesus gevra, Vader, haal my van die kruis af en laat ek weer mens wees, ek sal dit nooit doen. Hy het verantwoordelikheid geneem vir sy aksies. Okay. 1 Timothy 1 verse 13 to 16. Ek gaan hom in Engels lees. Okay, thank you. Okay. 1 Timotheus 1 vers 15 tot 16. Ek sal dan vir julle maar eerst die Afrikaanse een lees. Ja, vers 15 tot vers 16. Kijk allemaal met my. Dit is betroubare woord en werk om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, om ons sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Maar daar is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste, al sy langmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat hom sal glo tot die ewige lewe. Kyk, verstaan almal dit? Jy met my?
Okay, dan sê ek nie. Apparently, Isabel doesn't understand it, so let's go to English. Are you not serious, don't understand it? Or? Okay. One Timothy. Okay, so it reads, this is the true say, to be completely accepted and believed. Christ Jesus came into the world to save the sinners. I am the worst of them, but God was merciful to me in order that Christ Jesus might show his full patience in dealing with me, the worst of sinners, as an example for all those who would later believe in him and receive eternal life. So, what that means, Balaam, is that he didn't just come for the people who doesn't sin and behave themselves. He came for the sinners as well. He came for us who needs him the most. He came to provide us with salvation, to help us become better people. So just because you've done wrong in your life doesn't mean you are a bad person for doing bad things. Okay. Did I read that? Okay. Psalm 32, vers 5. Jy moet verskoon, ek het redelike skriflesings wat aanbetref, want as ek 'n vraag wil vra vir myself. Psalm 23 vers 5. Ja. Psalm 32 vers 5. Vers 5. Sorry. Maar ek nog iets gevolg. Slim. My sonde het ek nie bekend gemaak. En my onregtigheid het ek nie bedek. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en U het dit onregtigheid van my sonde vergewe. Stel. So toe die liefde bely het aan Jesus en erken het aan die sonde wat hy gedoen het, kon hy ook homself vergewe. En sodoende het die Vader hom vergewe. En dat hy sy siel verreinig van dit wat hy voorheen gedoen het. Kyk, in my persoonlike opinie, hy was baie lucky met die kruisiging gedeelte, want hy is nou net skoon gemaak. So hy was 'n skoon wessel toe hy opgaan, waar met ons wat elke dag moet opstaan, die voorreg het om op te staan. As ek my sonde bely het aan Jesus, hy het my vergewe, maar dit beteken nie, ek het dan nie reg om net in 'n geval dieselfde te doen as Jesus. Nee, ek kan hom bid daarvoor in die sjappies, as hy weer vergewe word. Maar dan kan hy dit mos weer doen. Dit mos ons mense dink, logika. So basies wat op neerkom is, bereken jou sonde en ontvang vergifnis, langs deur kort te maak. Okay, so, hier is die bevestiging van alles wat ek dusver gesê het, weer eens nog ons skrif. Ek kan dit dat mense kan vir my sê, okay, maak so en so, ek gaan wel weer waar staan dit. Hebreërs 7 vers 25. Ja, Hebreërs. All the way to the book of the Bible. 7 vers 25. Kyk jy met my? Nee, Hebreërs 7 vers 25. Omdat hulle gekry. Daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gegaan het, omdat hy altyd leef om vir hul in te tree. En dit kom weer eens terug op die aksie wat Jesus geneem het om die kruis. Hy het gesterf, maar daarvoor moet hy ook sy eeraanbidding gee. Jy moet kan sê, Jesus het gesterf vir my, en dis hoekom ek gered kan word. Okay, volgende een.
Revelations 2 verse 7. Okay, Openbaring. Revelations 2 verse 7. Openbaring 2 vers 7. Wie oor het, laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Dis ons beloning, as jy, as jy doen wat verwag word van jou, of tot in my beste van jou vermoë, sal jy beloon word daarvoor. Die ewige lewe is ons beloning. Paradys. Ek meen, Jesus het self gesê, maar wat hy opgestaan het, is dat hy gaan nou vir ons die paradys voorberei. Okay. 2 Korintiërs 12 vers 3 tot 4. En dat is amper klaar, dit waar want die aftal tyd. Oh, jy het dit gesê. Jy het dit gesê, ja. Ek moet seker weet. Maar 2 Korintiërs? 2 Korintiërs 12 vers 3 en 4. Met gebeurklank ook in die Engels en ook skryf. Wel, iemand het ooit vir jou gesê, jy maak ekstra werk my ou. Ja. Dis maar Afrikaans, jy is klaar, man. Dis klaar, hè? En dan krijg je so drink die water nie. You can read it in Afrikaans, it's fine. Believe me, you're gonna want me to read it in English. Okay, so that complicated. For you, yes. Okay. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie. God weet dit. Dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek. Okay, let's the English version before we start this one really confuses me. I don't know why I did it. It's not just for me. No. Even I got confused with this one. It just popped up and okay, let's go with it. You said put it in? Put it in. I repeat, I know that this man was snatched to paradise. Again, I do not know whether this actually happened or whether it was a vision. Only God knows. And there he heard things which cannot be put into words, things that human lips cannot speak. So wat ek uitgeneem het uit dit is dat die paradys is heilig. Dis onverduidelikbaar. Ons as mens kan dit probeer verduidelik. En jy gaan nie reg nie. Dit is so goed gereël, dit is so goddelik dat dit unfathomable is vir mens. En ek meen, ek sal ook eerder sê te begin voor te help gaan. Come on, people who wants to bring for life. Okay, ons moet dan weer afsluit. So, as dit nie te laat was vir die dief nie, is dit nie te laat vir ons. As die Here my van 'n slegte pad af kan vat, my gekry het tot bekering, my gered het. Kyk, ons kan so af en toe vas in my kop, want ek wil stry, dis ek. Niemand het gesê dit gaan maklik wees. Dit is definitief nie maklik nie. Want ja, dit was nie 'n verlede, maar daai verlede dra skade. Maar al wat dit verbeter is Jesus Christus. As baie. Kom dan. Voordat jy met jouself bid. Gaan nou. Dit is miskien net eens afgeklim het hierso vir 'n oomblik, jy weet. Ek weet nie genoeg. Dankie Vader vir die woord wat U gebring het, Vader. En ek weet vir 'n feit as dit nie dat U se genade was nie, so ek nie self kon geweet het wat om te sê nie, Vader. Want waar mense kennis nie kan tot volkoming wees nie, sal U se kennis wees. Net as nou van my.